Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens aan my Pastor Alta, wat 'n voorreg om vir u te groet. Wonderlik om te weet dat die Here se goedertierenheid duur die hele dag. Halleluja. En wonderlik om te weet dat God omvou ons met sy liefde. Dit maak nie saak waar ons op die kalender is van God nie. 2025 is die jaar wat God restaurasie gaan doen. Is die jaar waar u verseker kan wees, my liewe mens, God gaan sy arm aan ons openbaar. Halleluja. Die Bybel leer my in een van die psalms, ek dink is Psalm 136, God dink aan ons selfs wanneer ons in ons vernedering sit. Halleluja. Dink die Here ook aan ons en ek het 'n getuie rondom daai hoe God aan ons gedink het en ek is opgewonde vir die wyse hoe God gaan werk en waar God werk, halleluja, kan niemand keer. En wanneer iemand vir u 'n probleem is, vertrou nie die werk van die hande aan God toe. As u verseker God gaan werk, God is almagtig, as niks wat die Here nie kan doen nie. Kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, wil u die gedagte van die aand seën in Jesus se naam. Amen. Ek dink elke jaar dan word dit geprofeteer oor die jaar, ons as profete, halleluja, kyk in die ou jaar in, wat sê die Here in die nuwe jaar, wat kan ons verwag? Is ons op die kalender van God, halleluja, en ons het gekyk, beide profete en gesien dat 2025 is die jaar van restaurasie, die jaar wat God gaan voorsien, die jaar wat hy sy arm gaan openbaar, en ek kan nie waarborg 150%, dis die jaar wat die Here dinge laat gaan gebeur, halleluja. Dit is 'n jaar wat God natuurlik gaan voorsien. Ek dink Sondag het pastoor gepreek oor die stoorkamers van God. God het al reeds preparation gedoen vir ons as mens, halleluja. Alles wat jy nodig het, het God gevoorsien en ek is 'n lewendige getuie oor wat die Here als kan doen en ek is 'n believer van om die hand van die Here te sien en ek is excited want ek het saam geprofeteer oor dit wat die Here ons wys. So ons kyk in deur gebed, halleluja, het ons die voorreg om die skatte wat in die donkertes na die lig te bring, om vir iemand te sê vanaand, daar is niks wat God nie kan doen nie. U kan nog steeds hoop. Dit maak nie saak in wat skuld u is nie, die Here gaan iets wonderbaarliks doen. Ek profeteer vanaand, my liewe mens, dat jy gaan die hand van die Here sien. Al sê hulle, jy gaan nie werk kry nie, God gaan werkgeleenthede skep. You ain't seen nothing yet, the best is still yet to come. Ons is die kerk, halleluja, wat die Here die duisternis uitgeroep het tot sy wonderbaarlike lig, halleluja, om sy hand, sy wonderwerke en selfs sy arm word aan ons geopenbaar en is die jaar waar ons die hand van die Here gaan sien. Ek is 'n getuie oor wat die Here als kan doen. I'm in the trust business. Mense, as u nog nooit gehoor het, die Pastor Alta in die trust business, ek vertrou die Here vir alles en God stel nie teleur nie. God sal help as die dag aanbreek, halleluja. So geweldig is die Here. Ek dink ek wil vanaand met u praat oor getuienisse. Weet jy, wanneer God sy arm aan ons openbaar, leer God se woord my in Lukas 8 vers 46, daar was 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het haar geld uitgegee op baie geneesere, maar sy het nie genesing gekry nie. En in die 12de jaar, halleluja, het sy verneem dat Jesus gaan verby. Sy het die skare, liewe Here, het wat so gedring om vir Jesus te sien, dat sy deur die skare gebeur en die soem van sy kleed aangeraak. En die Bybel sê, Jesus staan stil en hy vra, wie het my aangeraak? En die discipels sê, daar is so baie wat u verdring het, my Heer, hoe kan u nog dit byvoorbeeld noem en sê dat iemand het u aangeraak, spesifiek aangeraak? Hy sê,
iemand het my aangeraak in die geloof in, want daar het krag het van my af uitgegaan. So wanneer God natuurlijk 'n wonderwerk laat geskied, is dit fisiese krag, halleluja, wat hy vir ons gee, om vir ons te wys hoe groot hy is, hoe gedig hy is, hoe almagtig is hy, het ons die teken van ons kant af, dat God het opgedaag, sy koninkryk en sy heerskappy en sy autoriteit, het tot ons beskikking gekom, so geweldig is die Here. So 2025 is die jaar, waar God sy koninkryk naby gaan bring, dat jy verseker kan wees, jou oog gaan sien wat die Here doen, jy gaan dit ervaar ook in jou liggaam, halleluja, vir die wyse hoe God jou gaan oprig, want krag gaan natuurlijk van God afvloei, tot ek en u vanaand, my liewe mens, ons gaan verseker wees hierdie jaar, dat die Here wonderwerke gaan doen. As die Here dit vir hulle kan gedoen het, surely is dit 'n clear sign, dat die Here dit ook vir ons kan doen, en ek is iemand wat vir God vat op sy woord, Here, ek wil sien wat u vir my gaan doen, en surely, ek het getuienisse in myself. Die Bybel sê, wie in die seun van God glo, halleluja, 1 Johannes hoofstuk 5 vers 10, het die getuies in homself in, wat God kan doen. So ek het die getuienisse in myself, vir my jare, wat ek gesien het, hoe groot God is, en wat die Here als vir 'n mens kan doen. Daar is niks wat God nie kan doen nie. Our God is able, halleluja. God is bymagtig om nou jou situasie of jou probleem vir jou op te los. Dit kos net en dit hang af vir u af vanaand. Glo jy in wat God kan doen? Onse God is almagtig en daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Is die jaar waar ons God se hand natuurlik in aksie gaan sien. Is sy hoë hand, is sy uitgestrekte hand, is sy reddende hand. Die enigste bekommernis wat ek het, is dat die regterhand vir God vir my nie die jaar moet verander nie. Because dit het God my beloof, halleluja, en ek het het gesien, en ek glo dat die Here gaan wonderwerke nog steeds doen, want dit is God wat hy doen, hy doen wonderwerke, halleluja. Weet jy, in Rigter 6, gebeur daar iets geweldig, Godse volk was weer ongehoorsamig, en die Bybel sê, die Midianiete het alles geplunder, wanneer hulle oeste ingesit het, het hulle het geplunder. En dan het Gideon vir hom 'n paskuip natuurlik gemaak, waar hy rots uitgeklowe het, en waar hy gesaai het natuurlik koring daarin, en op 'n dag toe staan die engel van die Here by hom stil, en die engel sê vir hom, dapper held, en hy vra vir die engel, waar is die God, wat ons voorvaders ons van vertel het, van die wonderwerke, wat God gedoen het, en weet jy, wat sê die engel vir hom, gaan in die krag, en dan sal jy sien wat God vir jou kan doen. So wat wil die Here sê? Deur die woord. Wanneer God wonderwerke doen, is wanneer hy sy arm, sy krag, sigbaar maak aan ons as mens, halleluja, sodat jy kan weet, dit was net die Here, wat my hierdeur gevat het, alle eer aan die Here, sodat ons lofverheffing kan het, in ons keel, om vir God te aanbid en te sê, Here is 'n waarmaker van die woord, hy vra vir die engel van die Here, waar is die God? Halleluja, wat ons voorvaders ons van vertel het, van die wonderwerke wat God gedoen het, en hy sê vir Gideon, gaan in die krag wat jy het, omdat jy geglo het, gaan in die krag, dan gaan jy sien wat God gaan doen. In hoofstuk 7, in Rigter 7, kan jy gaan lees, wat God vir Gideon gedoen het, omdat Gideon het uitbeweeg in die krag, omdat hy geglo het, wat sy vaders hulle vertel het. Is ons daar ouers om te vertel vir ons kinders, vir wat die Here vir die alles doen? Jy moet vir die kind vertel oor die hand van die Here, hoe God die gesond gemaak het, die voorsienigheid wat die Here vir jy doen dageliks. Jy moet vertel, halleluja, hy sê vir Israel, aanskou die pad langs, so ek vir julle gebring het tot nou toe, dat het gepaard gegaan met wonders en tekens, wat hulle moet vertel vir die volgende generasie, sodat altyd die seën kan geniet van die Here. Dit is die krag wat God, wat weer eens kan herleef, halleluja, vir dit wat God kan doen. En weet jy wat doen getuienisse werp struikelblokke uit die pad uit, en dit bied aan jou die geleentheid, dat jy jou God kan bevoorstel, aan die volgende berg wat voor jou staan. Is dit nie geweldig nie? En ek glo vanaand, daar is niks hierdie jaar, wat God nie kan doen nie, dit hang af, halleluja, het jy krag ontvang, halleluja, het iemand vir jou getuig oor die wonders en die tekens wat God kan doen, want dit is wanneer God sy krag aan jou openbaar, en ek dink is geweldig.
geweldig wat die Here doen. Net met die twee verhale bevestig dit, dat God stuur sy krag uit, halleluja, om wonderwerke te doen, het te doen met God se krag en sy sterkte, wat hy tot jou beskikking het, en ek dink is geweldig wat God kan doen. 1 Samuel 17. As God se volk weer in die moeilikheid, dat die Filistyn, halleluja, Goliat, hanteer God se volk vir 40 dae lang, halleluja, en die Bybel sê, David se pa stuur hom op, want hy was gesalf, halleluja, deur die profeet Samuel, as die volgende koning, en sy pa stuur hom op te gaan verneem na die welstand van sy broers, wat vir die koning natuurlik gevolg het in die oorlog vir Saul. En toe David daar kom, toe sien hy, hoe vlug die soldate terug in die gate. Die Bybel sê, wanneer 'n volk weke sy harte sag, dan het hy al reeds die oorlog verloor, en David, omdat hy die skrif ken en verstaan, toe sien hy, die oorlog is al reeds verloor, omdat die soldate se harte is week, om te kan veg teen hierdie reus, halleluja. En David gaan en hy verneem natuurlijk tussen die soldate, wat gaan gebeur, halleluja, wanneer iemand gaan veg teen hierdie reus, en hulle gee te kenne, die een wat gaan veg teen hierdie reus, gaan die koning gaan Saul se dogter kry, sy hele huisgesin, sy belasting gaan afgeskrywe word, hy gee uitklaring oor wat die koning gaan gee vir iemand wat gaan veg teen hierdie reus, want die reus het dit persoonlik gemaak, gee jy vir my 'n man teer wie ons gaan veg. As ons oorwin, gaan julle resources ons inne word, en as julle gaan wen, dan word ons natuurlijk julle slawe. En David kom en hy vertel vir die soldate, om hulle te versterk in die geloof. Hy sê, ek het my pa se skape opgepas, want my pa het my die opdrag gegee, om die skape op te pas. En op 'n dag toe kom daar 'n beer, en omdat ek gehoorsaam gewees het aan die bevel, halleluja, het ek die beer agterna gesit, en ek het die kleintjie uit sy bek uit geruk, halleluja, en weet jy wat, die salwing van die Here het oor my gekom, en ek het dit reg gekry om die beer, natuurlijk uit die kloue van die beer, te gaan haal, die klein lam, want my pa het my die opdrag gegee, om die skape op te pas. En op 'n dag toe kom er weer 'n leeu, en dieselfde ding gebeur, hy kom al een van die skapies uit die tromp uit, en ek gaan sit om agterna, omdat ek gehoorsaam gewees het aan die bevel van my pa, om die skape op te pas, het die Here my geondersteun, halleluja, omdat ek die bevel gehoorsaam het die salwing van die Here oor my gekom, en ek het die beer en die leeu het ek verslaan, en hy sê, so sal dit gaan, met hierdie onbesnede Filistyn, wat die slagorders van Israel uitdaag. En weet jy wat? Die getuie wat hy geleef het, kom hy by koning Saul, en hy sê, koning Saul, moenie dat die manne se moed sing terwille van hierdie reusie, allow my om te gaan veg teen hierdie reus. En koning Saul sê, jy's 'n jong seun, halleluja, hoe kan jy gaan veg teen hierdie geweldige reus? En hy lewer ook aan Saul die getuie, halleluja, wat God gedoen het, en Saul gaan in agreement met David, halleluja, en sê, laat het met jou gaan, soos God natuurlijk beloof het, dit sal met jou gaan, en hy die geleentheid gekry, om teen die reus te geveg het. Wat het het gemaak? David het al reeds, die arm van die Here was al reeds aan hom geopenbaar, en hy was verseker, halleluja, omdat hy getuig het, halleluja, het hy die wonderdaad van God weer herleef, en die salwing met die spreek, en om geloof te activeer by die soldate, het die wonderwerk weer fisies plaasgevind, die krag daarvan, en God het dit weer gedemonstreer, en hy het herleef die salwing van die Here, wat hy gebruik het tot sy voordeel, om ook die reus Goliat dood te maak, en ek dink is geweldig, wat die Here kan doen, daar is niks, wat God nie kan doen nie, getuienisse doen iets geweldig, en baie keer allow God, dat jy nie dalle is, waar God sy arm aan jou wil openbaar, om vir jou volgende berg te sê, my God is almagtig, daar is niks wat my God nie kan doen nie, daar is 'n lied wat ons sing, my God is so groot, so sterk en almagtig, daar is niks wat my God nie kan doen. Ons leer het vir die kinders in die sonderskool, my God is so groot, so sterk en almagtig,
daar is niks wat God nie kan doen nie, en ek beloof vir u, hierdie mense aktiveer hoop by ons, hulle verkoop hoop by ons, om te glo, dat ek begin te moet die hand van die Here sien in my omstandigheid, dat ek die getuie in myself kan het, om vir my volgende probleem wat my lê en wag te kan sê, ek kom klaar van oorwinning af, halleluja, en God gaan hierdie berg 'n gelyk te maak, omdat die wat in God glo, sê God se woord, sal nooit beskaam word nie. Dit is wat getuienisse doen, en ek dink is geweldig, is die jaar waar God sy arm aan ons gaan openbaar, is die jaar wat jy gaan sien, God raak sigbaar in jou omstandigheid. In Jona 1 stuur God die profeet om die evangelie te verkondig. Die Bybel sê, God sê, jy moet na Nineve toe gaan. En die volk, die sondes van die volk het opgestyg tot voor my aangesig. Gaan heen en gaan preek daar. Weet jy wat doen Jona? Hy raak ongehoorsaamig en hy gaan na Tarsus toe. Weg van die aangesig van die Here af, maar hou nie tred met wie God is nie. Die Bybel sê, koop 'n kaartjie, gaan in slaap, natuurlik, en God stuur 'n geweldige storm op die see. En die seeliede, die manne raak bang, hulle het al van die lading van die vrag afgegooi, halleluja, om lewens te behou. En terwyl hulle sê, ons het alles gedoen, kom ons bid elkeen tot ons God, halleluja, gewaar hulle, maar die man lê in slaap, en hulle maak hom wakker, en hulle vra, wie is jy? En terwyl hy wakker word, toe sien Jona, halleluja, wat om hulle gebeur. En hy weet toe, halleluja, dis om sy onwil dat hierdie storm gekom het, jy moet het gaan lees in Jona 1, maar hy doen het geweldig, hulle vra, wie is jy, gee ons te kenne wie hy is, en hy sê, ek kan bid die God, wat die land en die droëgrond gemaakt het, die see en die droëgrond gemaakt het, weet jy wat doen hy? Hy invite vir Jehovah Bera, Lord Creator, invite hy nou in sy omstandigheid, waar hy vir die Here sê, Here, u moet nou optree, en wat geweldig is, omdat hy die profeet is, 'n profeet is 'n mondstuk van die Here, hy sal sê, so sê die Here van die leerskade, en hy is ook die Heer van ons hoof, om ons toe te bedeel in ons stryde, waar ons natuurlik is, om ons te motiveer, of te sê, so sê die Here van die leerskade, dit is wat die profeet is, maar die profeet was ongehoorsamig, maar weet jy wat doen die profeet wat geweldig is, hy maak op 'n roep op Jehovah Bera, halleluja, Lord our Creator, weet jy wat doen hy? Hy weet aan die begin, het God die hemel en die aarde geskep, dat die drie eenheid was in die begin betrokke, by die skepping van die wêreld, en hy maak 'n beroep op God, omdat hy weet, met redding, halleluja, om diens verrig vir die Here, om verbind te word met God, is God ook betrokke, sy drie eenheid, by die skepsels van hom, halleluja, om hulle te trek met sy goedertierendheid, en hy maak 'n beroep op God, halleluja, Jehovah Bera, om uitklaring te gee nou, tussen die skepping en die skepsel, wat gaan God doen? En hy sê, ek het vrede, gooi my in die see, want hy het geweet, God is ook 'n beheer van sy skepping, en God is ook beheer van hom, halleluja, en weet jy wat, die Bybel sê, die manne wil nie, maar hulle gooi my in die see, God beskik 'n groot vis, halleluja, wat hom insluk, en na 'n tyd bid hy, en hy doen voorbereiding, en hy vra vir die Here om verskoning, oor sy gedrag wat hy getoon het, en die Bybel sê, die vis spieg hom weer uit, en hy kom op die land, en hy verkondig die evangelie, 3 dae tyd moet hy die evangelie verkondig pas, hy kom 120.000 mense, kom tot bekering in hy dorp. Weet jy wat het gebeur? Hy kry die geleentheid, halleluja, om sy eie getuie te gebruik, halleluja, om mense te oortuig, want jou getuie, halleluja, trek mense na God toe, maak mense bewus hoe groot die Here is, en hy gebruik sy getuie om vir mense te sê, wat God vir hom gedoen het, sy ongehoorsaamheid, en die plan wat God gehad het, om vir hom te bring het in Nineve, getuig hy vir hulle, en 120.000 mense, het tot bekering gekom, en dit is wat getuie kan maak. Getuie, halleluja, bied aan jou die geleentheid, wat jy jou God kan voorstel, en die Bybel sê, die koning, halleluja, tot hy hoor wat God kan doen, het hy sy land, die mense vir sy land, diere het instruksies gegee, om te vas en te bid, om die aangesig van die Here te soek, sodat God van gedagte kan verander, waar hulle sondes opgestyg het voor God, en die profeet geïntervene het, halleluja,
Het God van gedagte verander, so geweldig as 'n getuie? Het jy 'n getuie? Halleluja, waar jy die arm van die Here al gesien het al, wat God kan doen? Het jy 'n getuie om vir jou berg te sê, so groot die Here is? Wanneer jy 'n getuie het, is jy aanskouer van God se majesteit, halleluja, want sy krag het jy tot beskikking om oorwinnings op oorwinnings te behaal. En hierdie profete en Dawid het vir ons getuig hoe geweldig die Here is en wat die Here als kan doen. Wil die Here vanaand vir iemand sê, dit maak nie saak wat jou berg is vanaand nie, dit maak nie saak of jy finansiële krisis is nie, vertrou jou stryd aan die Here, maar bring God, maak hom bekend, jou plan aan die Here. Vertel vir die Here, Here, ek wil ook sien wie's U, word sigbaar, halleluja, U is nog unknown to me, maar Here word known in my stryd, is die Here by magtig, want God wil hê, ons moet hom leer ken, as die God wat geweldig is, waar hy nader word, waar hy sy koninkryk naby wil bring, sy krag, sy heerskappy, sy autoriteit, wil hy tot ons 'n beskikking gee, halleluja, want dit is die gebed wat Jesus gebid het, ons Vader, wat in die hemel is, laat die koninkryk kom. God wil sy koninkryk nabybring. Hy wil sy heerskappy, halleluja, oor ons lewe hê. Hy wil sy arm aan ons openbaar. My vraag is, wil u dit hê? Wil u dit sien? Halleluja. Wil die Here vanaand vir iemand sê, ek is almagtig, ek is gedig. Ek stuur my woord uit om julle gesond te maak. Psalm 107 vers 20. En ook my krag aan julle te openbaar, wil die Here vanaand sê, kanker sal vlug, finansiële probleme, stryde gaan opgelos word, jy gaan werksgeleenthede kry, werkskepping gaan daar wees, halleluja, ek is by magtig om my hand aan jou te openbaar, dit maak nie saak wie jy vanaand is nie, wat jy vanaand tekorte het nie, ek ken net een iemand, dit is die Here, sy woord leer my hoe groot hy is, wil die Here vanaand vir iemand sê, dit is tyd om die Bybel te lees, dit is tyd om die woord oop te maak, halleluja, sodat jy kan lees wie is die Here en wat die Here als kan doen. Hy heers oor sy skepping, halleluja, en hy verteenwoordig homself ook in sy skepping, want dit is wat hy gedoen het, terwyl Jona in die buik van die vis gewees het, het hy homself geopenbaar aan Jona. In die buik van die vis het hy self vir hom verteenwoordig in Jona in, om vir Jona te wys, ek het jou opdrag gegee, gaan voer die opdrag uit, want ek wil my krag aan jou openbaar, aan die koning openbaar, halleluja, hy is die koning wel op sy troon, maar soek 'n koning in die hemel, en ek wil vir hom, met dit die antwoord van die tong, jou getuie wat jy gaan gee, gaan jy die koning ook bekendstel, daar is ook 'n koning bo kan hom, en ek dink hierdie verhaal is geweldig, halleluja, wat die Here vir ons sê, getuienisse, wat God ons gee is geweldig, ons het 'n berg daarvan, halleluja, God gee getuienisse, baie keer is ons in die valley, maar weet jy wat, wanneer God jou getuienisse gee, dan is op mountain tops, dan kyk ons terug, en ons aanskou die pad langs, hoe die Here vir ons gebring het tot hier toe, dan kan ons sê, een ding, daar is niks wat ons God nie kan doen nie. Ons God is almagtig, hy is gedig, hy is geweldig, wie het 'n arm soos die Here, is jy verseker om sy hand te sien, sy reddende hand, sy uitgestrekte hand, en sy hoër hand, dan kan ons sê, soos Dawid sê, Dawid noem 'n geweldige ding, hy sê, dat my erfenis is vir my mooi, die meetsnoere het vir my geval in lieflike plekke, hy is verseker, halleluja, daar is niks wat God nie kan doen. Wil die Here vanaand vir iemand sê wat siek is, God is geweldig vanaand, God gaan sy arm openbaar in Suid-Afrika, halleluja, dat mense goddelike genesing gaan ontvang, dat mense bevry gaan word van drugs, halleluja, dat mense weer die aangesoek gaan soek van die Here, dat hulle afhanklik lewe, nie van substansie, maar dat hulle weer afhanklik lewe van die Here, dat hulle sal sê, soos Dawid sê, my hulp kom van die Here af, wat die hemel en aarde geformeer het. God wil vanaand aan iemand sê, wil jy die hand van die Here sien, dan is jy verseker van sy krag. Wil jy hê, ek moet betrokke raak in jou lewe, soek my aangesig op altyd deur en gedurig deur. Maak jy huis van die Here jou woonplek, halleluja, sodat jy met innerlike krag kan kry vir jou uiterlike stryde wat jy het. Ek wil krag gee, ek wil jou meer as 'n oorwinning maak, maar dit hang af, wil jy na my toe kom? Wil die Here vanaand vir ons sê, daar is niks wat die Here nie kan doen nie. God gee getuienisse, halleluja, wat jy in jouself het,
hoe groot die Here is. En wanneer jou volgende berg voor jou staan, dan gaan jy net jou berg aanspreek met 'n rema woord waar jy vir die berg sê, my woord is in my mond, soos God se woord in sy mond. Dis die autoriteit wat God ons gee, om self ons berge aan te spreek. Wil die Here vanaand vir iemand sê, 2025 is die jaar van geleenthede, die jaar waar God naby gaan kom, die jaar waar die Here sy arm gaan openbaar, die jaar waar jy manifestasies sal sien van wonderwerke, die jaar wat God gaan voorsien, mildelik, halleluja, het gaan reën op ons neer, want God gaan sigbaar word, en God gaan hierdie jaar vir ons so seën, halleluja, dat dinge vir ons almal gaan gebeur. Mag die Here vir ons help vanaand, en mag God ons seën deur hierdie verhale, die vroue deur die skare gebreek. Dawid het God heerlik gemaak, hy het die krag van die Here gevat tot waar die nood gewees het. Wil die Here vanaand vir iemand sê, Gideon het die hand van die Here gesien, halleluja, toe hy sy vyande verslaan het, met die krag wat God hom gegee het. Wil die Here vanaand sê, jy dink jou probleme is 'n berg, ek kan dit tegelyk te maak, ek wil my hand aan jou openbaar, ek wil sigbaar word, ek wil hê, halleluja, jy moet 'n wolk van getuienisse hê, wat God kan doen. Wil die Here vanaand vir iemand sê, daar buitekant, onse God is almagtig, onse God is gedig, onse God is groot, en daar is niks wat die Here nie kan doen nie. So wanneer jy weer voor jou volgende berg staan, dan het jy die wolke van getuienisse, soos die wolke in die lug is, raak jou getuienisse ook so baie, sodat jy vir elke probleem wat jy het kan sê, my God het my daar uitgehaal, my God is net, ek is net besig in die leerskool, God is besig om my weer te laat groei, halleluja, God is besig, halleluja, om my 'n les te leer, God is besig, halleluja, om my weer te laat vrug dra, wat pas by die salwing, halleluja, wat pas by die koninkryk. God is besig om my vrug net weer skoon te maak, halleluja, sodat hy weer sy arm en sy heerlikheid aan my openbaar. Wil die Here vanaand vir iemand sê vir Suid-Afrika, onse God is almagtig, hy is gedig en hy is groot. Mag jy hierdie jaar die hand van die Here sien. Mag jy getuig by my, halleluja, wanneer jy vir my laat weet, wat jy vir my sal sê, pastoor, dit het geword soos jy gespreek het. Wil die Here vanaand vir iemand sê wat 'n finansiële krisis het, our God is able, God is op pad om sy arm aan jou te openbaar. Waar jy vrees het, halleluja, wil die Here sê, ek wil jou vrees verander, halleluja, jou blydskap wil ek volkome maak. Al wat ek wil hê, soek my in alles, soek die aangesig van die Here, en jy's verseker, wanneer jy die aangesig van die Here soek, is God bymagtig om ook sy krag en sy sterkte aan jou te openbaar. Ek het by die einde gekom. En die Here wil vanaand vir iemand sê, daar buitekant, en ek het vanaand hoop aan u verkoop, om die geloof te aktiveer, en vir u te sê, daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Sy krag is tot jou beskikking. Die antwoord is, of die vraag is, wil jy sy krag hê? Halleluja. Wil jy moet sigbaar word, dan is onse God so groot, om sigbaar te word in jou stryd. Kom ons bid saam. Vader, ek is vanaand dankbaar en ek loof u vir 'n kosbare gedagte, dat u wil sigbaar word in ons stryde, en u wil die arm aan ons openbaar. Dankie vir die koninkryk, die autoriteit en die heerskappy, wat u in 2025 aan elkeen in ons land gaan openbaar. Ek wil u dankie sê, liewe Here, vooraf, wil ek my dank aan u teruggee, vir dit wat u vir ons gaan doen. Seën elkeen vanaand, in Jesus se naam. Amen. Ek het by die einde gekom, Pastor Alta. Ek groet u tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak, dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.